Môre sê Radio Fynbos luisteraars, ons woord is uit Lukas 18 vers 1 en Jesus het aan hulle 'n gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. Die fout om nie deur te druk en uit te hou nie, is die mees algemeenste fout wat soveel van ons maak in ons gebedslewe. Ons begin baie goed en aan die begin is ons vurig om ons petisies bekend te maak vir 'n sekere tyd. Maar as ons nie op daardie gebede 'n antwoord kry nie, is dit asof ons begin opgee. Dan kan ons maklik op vlees begin staatmaak, ons eie vlees, of op mense se krag. So begin ons soms in die lewe baie goed, maar ons maak nie klaar wat ons begin het nie. En ongelukkig kan hierdie 'n gewoonte raak van mislukkings. Om op te gee is om erkenning te gee aan die mislukking en ook begin jy ervaar, maar jy is 'n verloorder. En wanneer daardie gevoel van jy 'n verloorder is en 'n mislukking is, dan volg kort daarna mismoedigheid. Mense vra gewoonlik, hoe lank moet ek bid? Moet ek nie bid en dan alles los in God se hande nie? Is ek nie dalk ongelowig as ek aanhou kla en nek by God nie? Bid tot jy in jou hart weet, jy het genoeg gebid en genoeg geglo daarvoor. Gebed is nie net om vir Vader God iets te vra nie. Dit raak 'n oorlog teen Satan as vyand en al sy magte. Want gebed is 'n kragtige wapen wat God vir jou gegee het in jou hande. Daarom praat hy daarvan as ons sy volle wapenrusting aan het, dat ons geloof as skild bo alles moet optel. En dan weet ons ook, in ons ander hand, is die swaard van die Gees, die woord van God. So, hoe bid ons? Ons bid tot die antwoord gekom het, of tot ons die versekering het, die antwoord sal kom, want God is getrou en hy is regverdig. In die eerste instansie, hou ons op bid, want ons is geantwoord. Ons het die antwoord gekry. In die tweede instansie, hou ons aan, want geloof is die versekering, dat God 'n beloner is vir die wat hom soek, want geloof behaag God. Ons sal in ons gebedslewe agterkom, in hoe ons geloof beoefen word, en hoe om te wag op God se beloftes, en waar ons hierdie ontmoeting het met die Here, en ons geloof versterk word, dan gaan ons Jesus se woorde verstaan, dat hy gesê het, ek vertel aan julle 'n storie wat 'n ware verhaal is, dat jy gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. En hierdie is in Lukas 18 opgeteken, dat daar 'n weduwee was wat haar saak verdedig wou gehad het. En sy het na die hardkoppige regsgeleerde gegaan. En op die einde van die dag, sal jy hier lees, sê Jesus, sal julle sien, dat daar die hardkoppige regsgeleerde op die ou eind bereid was om die vrou te help. Wat sal God dan nie alles doen vir sy kinders, wat hy persoonlik uitgekies het om in hom te glo nie? Hy luister na almal wat dag en nag tot hom bid. Hy sal uitkoms gee, en gou ook. Hou maar net aan om te bid. En dan sê Jesus, hy is bekommerd oor een ding. Glo julle regtig wat ek sê? Sê nou ek kom later terug na die wêreld toe. En ek vind dan uit, julle het nooit aanhou glo nie. Glo en bid, want een van die dae breek God se nuwe wêreld aan.
En dit is wat hy vir jou sê, moenie moedeloos raak as jou gebed nie nou beantwoord word nie. Hou aan, dit is 'n geweldige geveg teen die vyand. En onthou Jesus se woorde, dit is volbring. Hou aan en aan en aan bid. Want dit is wat hy sê. Hy sê, hy sal help. Hy sal uitkoms gee. Bid jy dag en nag. Hou aan bid. Hy sê, hy sal gou die uitkoms gee. Here Jesus, baie dankie dat ek vanoggend vir hierdie een wat luister na die boodskap kan bemoedig met die krag wat daar in u bloed is. Here, ek gee u bloed vir hierdie een om dit te drink. Here, dat dit die krag van die Heilige Gees in hulle net weer bekend sal maak wie werklik in hulle is, wie hulle help om te bid as hulle nie weet hoe om te bid nie. Dankie Heilige Gees dat u ons hulp is. Jesus, baie dankie vir u liggaam wat ons ook in ons kan neem vanoggend. Here, dat dit weer ons krag is. Here, as daar siekte is, 'n swakheid is, 'n krankheid is, dat ons sal aanhou bid en bid en bid. Want Jesus, u het aan daardie kruis dit gespreek dat dit volbring is. Dankie Here. Amen.